Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Nou ja, daar is seker net een saak waaroor ons regtig kan gesels en dit is die groot militêre operasie wat die FSA en Israel verlede Saterdag in Iran geloods het. Ons kan dit seker 'n oorlog noem, aanval op Iran. Wat ook al ons dit wil noem, dit het wesenlike globale implikasies alreeds. Eerstens vir Iran natuurlik, verder ook vir Amerika en Israel, maar wat ons ook die afgelope dae gesien het, is wat in die Midde-Ooste kan gebeur wanneer so 'n militêre operasie dan 'n soort van nuwe dinamika kry, en ons sal dit in vandag se episode ook bespreek. Maar uiteindelik groot internasionale implikasies. Ek sien iemand verwys vandag daarna om te sê dat hierdie waarskynlik een van die mees gevolglike besluite deur 'n Amerikaanse president in baie jare is, en dit is waarskynlik heeltemal korrek ook. Niemand van ons kan voorspel presies hoe dit gaan uitspeel, wat die einde hiervan gaan wees nie, maar ons kan alreeds byna 'n week nadat dit begin het, kyk na moontlike scenario's. So ons gaan 'n bietjie kyk wat het gebeur verlede Saterdag, wat het die afgelope paar dae ontvou, wat is moontlike toekomstige scenario's, maar natuurlik ook wat is die historiese bronne van hierdie konflik, waar kom dit vandaan, dit het nie net uit die lug uitgeval nie, waarom nou en waarom het Israel en Amerika dan so 'n slegte verhouding met Iran gehad dat hulle gevoel het hierdie is die laaste opsie om uiteindelik dan so 'n militêre operasie teen Iran van stapel te steek. Goed, so kom ons begin by die begin van hierdie militêre operasie. Saterdag 28 Februarie, vroeg die oggend vertrek sowat 200 Israeliese vegvliegtuie na die lugruim oor Iran. Hulle doel is drieledig en dit word sterk gekoördineer met die Amerikaanse weermag, wat op daardie tydstip natuurlik alreeds hulle sterkste militêre teenwoordigheid in die Midde-Ooste in die afgelope 13-14 jaar gehad het. Maar die fokus is, soos ek sê, drieledig. Eerstens, 'n aanval op senior leiers van die regime in Iran, spesifiek die Ayatollah Ali Khamenei, dan ook senior militêre leiers wat saam met hom om 20:10 verlede Saterdag sou vergader. Dit alles gebaseer op intelligensie wat oor 'n periode van maande deur die Amerikaanse CIA, Israel se Mossad en ander agentskappe ingesamel is. Hulle het duidelik die senior range van die weermag en ander dienste in die regering van Iran binnengedring, duidelik mense dopgehou en op een of ander manier inligting bekom oor hierdie fisiese vergadering wat in die hart van Teheran sou plaasvind. So, goed, daar word besluit dus om hierdie aanval te onderneem. Vegvliegtuie is onderweg na Teheran, waar hierdie vergadering dan gebombardeer sou word, die gebou waarin die vergadering sou plaasvind gebombardeer word. Maar jy kan dit nie natuurlik in isolasie uitvoer nie, want Iran het ook lugafweerstelsels, verdedigingsstelsels waar volgens daar natuurlik enige vyhandige teenwoordigheid in hulle lugruim bespeer kan word, waardeur dit aangeval kan word, en dit is dus baie belangrik vir Israel en die VSA om in die eerste plek seker te maak dat enige soort van opsporings- en lugafweerstelsels rondom Teheran vinnig en doeltreffend skadeloos gestel kan word. En dit is ook gebaseer dus op intelligensie. Intelligensiebronne wat oor tyd ingesamel is, wat presies weet waar is daar dan van hierdie lugafweer en ander stelsels. Dis die tweede deel van die drieledige strategie. Die derde deel, baie belangrik natuurlik, is om so gou as moontlik Iran se vermoë om terug te slaan te beperk. Jy kan dit nie heeltemal uitskakel nie. Iran is 'n reuse land. Dit is 'n land wat oor baie jare die vermoë ontwikkel het om ballistiese missiele self te bou, dit ook uit die buiteland soos uit China aan te koop, maar ook natuurlik dit te kan afvuur. Hierdie missielanseerstelsels van Iran is uiters gevorderd en hulle het missielanseerders dan reg oor die land, veral in die weste en die suide. So wat Amerika in Israel doen, is om weer eens ook deur satellietbeelde
beelde wat oor 'n lang tyd versamel is, te bepaal presies waar missiellanseerders is, waar is die ondergrondse bunkers waarin hierdie missiele gestoor word, en om dan baie vinnig op 'n groot skaal verlede naweek dit aan te val en soveel as moontlik van dit skadelik te stel. En dis presies wat verlede Saterdag afspeel. Heeltemal onbewus van wat op pad is, kom Ayatollah Ali Khamenei, dan die hoof van die Nasionale Veiligheidsraad, die minister van Verdediging, verskeie senior generaals, die hoof van die revolusionêre wag, almal van hulle kom in een gebou bymekaar om te vergader, en daardie lugaanval word suksesvol uitgevoer en almal van hierdie mense is dood. Daarmee saam word die grootste deel van Teheran se lugafweerstelsels vernietig en 'n wesenlike deel van Iran se vermoë om terug te slaan met missielaanvalle. En dit alles gebeur binne die bestek van enkele ure nadat daardie eerste aanval vroeg die oggend uitgevoer is. En dit is wat Saterdag afspeel. Ons weet teen Sondagmiddag, omtrent 'n dag en 'n half later, minder as 48 uur na die eerste aanval, het Iran vir die grootste deel sy lugafweer vermoë verloor. Amerikaanse en Israeliese vegvliegtuie vlieg gemaklik bo die lugruim van Teheran. Hulle kan nie meer regtig opgespoor word nie, hulle kan nog moeiliker afgeskiet word. 'n Wesenlike deel van Iran se missiellanseerders is ook beskadig. Plekke waar missiele gestoor is in 'n groot mate beskadig, maar steeds sien ons natuurlik die teenaanvalle, soos wat almal verwag het en wat almal voorberei het. Amerika het oor 'n periode van weke, teen 2 maande, 'n reuse kapasiteit na die Midde-Ooste gestuur om missiele af te vuur. Israel het sy kapasiteit uitgebou en natuurlik ook baie van die golflande in die Midde-Ooste wat altyd bekommerd was oor 'n moontlike oorlog. So daar is 'n vermoë opgebou om missiele af te vuur en ons sien presies dit dan uitspeel. Iran begin met sy aanvalle, missielaanvalle, aanvanklik baie sterk op Israel, dan ook op Amerikaanse teikens in die Midde-Ooste, Amerikaanse skepe, die groot vliegtuigskepe, die Abraham Lincoln en Gerald Ford, en dan natuurlik Amerikaanse lugmagbasisse in Doha, Qatar en verskillende ander lande van die Verenigde Arabiese Emirate, Saudi-Arabië en uiteindelik ook Kuwait. Hulle slaag uiteindelik net in een van hierdie aanvalle waar hulle dan wel 'n Amerikaanse weermagbasis in Kuwait tref. 6 Amerikaanse soldate is in daardie aanval dood. In die meeste ander gevalle word die missiele afgeskiet. Hier en daar sien jy wel skade aan infrastruktuur, maar die gevolg is dat lughawens moet sluit reg oor die Midde-Ooste, ambassades moet sluit, heelwat plekke moet volledig ontruim word. So daar is natuurlik wesenlike gevolge. Die aanvalle wat waarskynlik nie verwag is nie, was uiteindelik wel Iran se besluit om dan ook ander teikens in die golflande aan te val. Dit is waaroor ons ook wel 'n bietjie moet gesels, want dit is iets wat 'n ander dinamika wel aan hierdie konflik gegee het. Goed, nou ek het reeds daarna verwys dat Iran toe ook besluit het om ander teikens in die Midde-Ooste aan te val. Ons praat hier van olie- en gasaanlegte, lughawens, verskeie teikens in lande soos van Oman, deur Qatar, die Emirate, Saudi-Arabië, Bahrein, Kuwait, selfs sover as Jordanië, wat almal aangeval is. Nou, dit is 'n duidelike teken van 'n desperate regime wat hoop om deur chaos 'n einde te bring aan die konflik. Met ander woorde, skep reuse chaos, ontwrig alle internasionale vervoer deur die Midde-Ooste, die groot lughawens in Abu Dhabi, Dubai, Qatar en ander plekke, en dan natuurlik ook ontwrig heeltemal olie- en gasuitvoere uit die streek en probeer daardeur Amerika en Israel dwing, waarskynlik onder druk van golflande,
om 'n einde te bring aan hulle aanvalle, terwyl Iran oor die kort termyn wel probeer om homself te beskerm of ten minste die regime in Teheran steeds staande te hou. Dit was waarskynlik die strategie. Dis 'n uiters riskante strategie en as mense in ag neem dat die verhouding tussen Amerika en die Arabiese lande eintlik die afgelope 13, 14 maande wesentlik versterk het en jy neem in ag dat die verhouding tussen Iran en baie van die Arabiese lande oor tyd maar gespanne was. Nou, daar was baie pogings deur veral China om daardie lande nader aan mekaar te bring, omdat China 'n bondgenoot van Iran, maar ook van sommige van die Arabiese lande is. Maar ons kan sien dit het nie werklik geslaag nie. Die ou stryd tussen die Sjiïte Iran en die Soenniete Arabiese golflande is vandag weer baie duidelik. So, redelike woede in hierdie golflande vir dit wat Iran gedoen het en hulle gebruik natuurlik ook hulle uiters gevorderde lugafweerstelsels wat meestal uit Amerika aangekoop is om dan die meeste van hierdie missielaanvalle te kan afweer. Teen woensdagmiddag is omtrent tussen 80 en 85% van Iran se vermoë om missiele af te vuur is reeds uitgeskakel. So, ons moet onthou, Iran se sterkste punt in enige potensiële konflik, nog voordat hierdie konflik uitgebreek het, sou altyd sy missielkapasiteit wees, sy ballistiese missielkapasiteit. Iran beskik oor tiene duisende, ons weet nie, 30.000 of meer ballistiese missiele en dit is die enkele ding wat Iran altyd wou hê, om 'n gevreesde opponent moes maak. Natuurlik saam met ander dinge ook, sy vermoë om proxygroepe in die Midde-Ooste te bewapen en op te lei, wat eintlik dan ook moes lei tot 'n groter streeksoorlog. Daardie proksies was reeds wesentlik verswak, en dan natuurlik enkele ander 'n belangrike bydraende faktore, maar die missielprogram, die ballistiese missielprogram is seker Iran se mees gevreesde wapen gewees en dit is hoekom dit belangrik was dat Amerika en Israel dus so vinnig as moontlik soveel as moontlik van hierdie missiellanseerders moes uitskakel, dan ook aanvalle uitvoer op van hierdie ondergrondse bunkers waarin die missiele gestoor word. En dit lyk asof dit gedeeltelik geslaag het. Ek wil onmiddellik sê, en die situasie is vloeibaar, en ek weet nie presies na wanneer julle na hierdie potsending kyk nie, baie dinge kon verander het sedert ek dit opgeneem het, maar jy skakel nie 'n groot land soos Iran se vermoë om homself te verdedig, maar net oombliklik uit nie. En dit het ook nie gebeur nie. Niemand moet dit beweer op enige manier nie, maar ek dink Amerika en Israel het in 'n uitsonderlike manier daarin geslaag om 'n groot deel daarvan uit te skakel, want daar is natuurlik 'n uitdaging, en dit is dink ek waarop Iran aanvanklik staat gemaak het, en dit is dat Amerika, Israel, die golflande se wapenvoorraad uitgeput kon word. Ook hulle vermoë dus om missiele af te skiet. Dis 'n duur proses. Een van daardie missiele waarmee jy Iranse missiel of hommeltuig moet afskiet is $1,5 miljoen glo werd. Dis nie 'n goedkoop, 'n maklike proses nie en daar is ook beperkte voorrade. Dis 'n feit. Baie van die golflande het eintlik maar die vermoë om vir 'n week tot 10 dae aan mekaar te kan aanhou om hierdie voortdurende aanvalle uit Iran te kan afskiet. En Israel en Amerika het waarskynlik ook 'n beperkte vermoë. So daarom so belangrik dat hulle Iran se vermoë om missiele af te vuur beperk. En dit gebeur. Dit het reeds tot 'n groot mate gebeur. Die ander ding wat veral Israel op fokus is natuurlik om die regering of die regime in Teheran aan te hou ontwrig. Met ander woorde, om dit baie moeilik te maak om byvoorbeeld 'n opvolger vir die opperleier, die Ayatollah Ali Khamenei aan te wys, of om nuwe weermaghoofde aan te wys, om met ander woorde aan te hou met die aanslag op senior regeringsleiers, voortdurend aanvalle op hulle uit te voer, selfs meer leiers in die militêre strukture, in die strukture van die revolusionêre wag, in die strukture van die regering uit te skakel.
En dit gebeur ook. Met ander woorde, jy maak dit baie moeilik vir die bevelstrukture om te herskik. Jy maak dit baie moeilik vir Iran om homself te verdedig van lugaanvalle en jy maak dit vir hom al hoe moeiliker om sy reuse voorraad missiele, waarvan daar natuurlik nog steeds baie bestaan, om dit te kan afvuur, om dit te kan gebruik teen jou vyande. En daarmee dwing jy dan Iran en die regering daarof om oor te gee. Ek dink dis amper die ekstreme scenario, of om hom te dwing tot 'n onderhandelde skikking, of dan nou die slegte scenario's waar jy eintlik daar veroorsaak dat die regering, die regime heeltemal tot 'n val kom, dat daar totale chaos in die land ontaard. 'n Revolusie is nie noodwendig 'n slegte scenario in Iran nie, maar 'n revolusie sal wel gestruktureerd moet plaasvind en die probleem is dat daar min rede is tans om te glo dat die nodige georganiseerde oppositie in Iran bestaan wat wel so 'n revolusie kan uitvoer. So, daar's baie veranderlikes nog, daar's nog baie risiko's. Ek wil nie sê dat daar geen risiko's nog vir Amerika of Israel bestaan nie, daar bestaan nog groot risiko's vir hulle ook in moontlike sterftes, moontlike uitputting van hulle militêre bronne, hoewel ek nie dink dit binne die volgende dae die geval sal wees nie. Risiko's sal daar altyd in 'n oorlog bestaan, maar op hierdie stadium is die regime in Iran wesenlik verswak en is die groter risiko's aan die kant van Iran en wat hy volgende gaan doen, wat sy opsies is baie min, hy het baie beperkte opsies en daarom toenemende soort van desperate stappe, soos die afvuur van 'n missiel in die rigting van Turkye, moontlik om 'n Amerikaanse basis, daar lugmagbasis te teiken, maar steeds om enigsins 'n land soos Turkye potensieel selfs net te probeer betrek, is baie riskant. So dit is waar ons nou staan, byna 'n week na die uitbreek van die oorlog in Iran. Byna elke oorlog in die wêreld het gewoonlik 'n redelike lang aanloop. In hierdie geval kan ons waarskynlik sê dat hier twee oorloë woed. Die een is die stryd tussen Israel en Iran, wat veral in 'n volledige konflik ontaard het, gewapende konflik met Hamas se aanval op 7 Oktober 2023 op Israel. Sedertdien is die twee lande eintlik in 'n soort van direkte, soms indirekte oorlog gewikkel. Amerika en Iran is eintlik in 'n soort van oorlog sedert 1979 gewikkel. Tot met die Islamitiese revolusie in 1979 was Iran natuurlik vir dekades lank 'n bondgenoot van Amerika, 'n bondgenoot van die Weste, en dit het oombliklik verander met die oorname van die streng Islamiete in 1979. En hier is dit baie belangrik om mense daaraan te herinner dat die stryd in 1979 in Iran was nie bloot 'n stryd tussen die dinastie van die Pahlavis, die Shah, wat 'n pro-westerse, eintlik 'n progressiewe soort van bewind was teenoor die konservatiewe ayatollahs nie. Dit word partykeer eenvoudig so gesien as 'n baie eenvoudige tweestryd. Die stryd in 1979 was eintlik 'n stryd teen die verval van die Shah en sy dinastie. Daar was korrupsie betrokke, selfverryking, baie mense het gevoel hulle word volledig uitgesluit en dit was verskillende opponerende groepe. Die streng konservatiewe ayatollahs, die streng Shiite moslems, dan ook linkse groepe met kommunistiese bande met die Sowjetunie, dan was daar liberales gewees wat pro-demokrasie was en wat gekant was teen die monargie, wat gevoel het dat Iran 'n volwaardige demokrasie moes word. So verskillende groepe het in stryd gestaan met die Shah en dit het uiteindelik aanleiding gegee tot die revolusie, die ontsetting van die Shah en uiteindelik 'n redelike chaotiese tyd in Iran. Die probleem natuurlik was dat die sterkste groep wat uit dit gekom het, was uiteindelik wel die streng konservatiewe Islamiete en hulle het beheer geneem
oor Iran en 'n islamitiese Sjiïte teokrasie daar gevestig. En sedertdien 46 jaar duur dit nou voort met eintlik minderheidssteun, met eintlik 'n meerderheid van Iran se bevolking wat iets anders voorstaan, maar verskillende dinge. Jy het nog steeds mense wat ten gunste van die monargie is, daar's mense wat ten gunste van 'n soort van progressiewe demokrasie is, daar's mense wat ten gunste is van 'n meer gematigde teokrasie met sterker demokratiese elemente. Daar is verskillende groeperinge en magte aan die speel in Iran en dit maak van Iran 'n komplekse samelewing wat baie moeilik maar net 'n oorgang kan maak van een bedeling na 'n volgende. Met ander woorde, jy gaan nie in Iran bloot maar net eendag van die huidige Sjiïte teokrasie ontslae raak en môre het jy 'n pro-westerse demokrasie nie. Almal moet daardie moontlikheid waarskynlik heeltemal afskryf. Daar's 'n baie klein kans daarvoor. Maar goed, die Ayatollah het oorgeneem en toe vir 46 jaar het jy 'n anti-westerse regering in Iran wat die reg van Israel om te bestaan nie erken nie, wat Israel wil vernietig, maar wat ook voortdurend werk teen enige Amerikaanse spesifiek en meer in die algemeen westerse belange in die Midde-Ooste. Met ander woorde, daar is 'n voortdurende stryd teen westerse invloed, of dit nou is in Irak en daar's die bloedige oorlog in die 80's tussen Irak en Iran, of dit is in Libanon, ons weet van die bloedige aanvalle daar in die 80's in die Reagan-jare met meer as 200 Amerikaanse soldate wat dood is, of in Sirië of waar anders ook al in die streek. Daar was maar altyd hierdie poging van Iran die afgelope 46 jaar om Amerika en westerse invloed uit die Midde-Ooste te dwing, ten minste uit Iran se invloedsfere. Dit het gelei dikwels tot sterftes. Meer as 1200 Amerikaanse soldate en burgerlikes wat oor hierdie jare dood is in aanvalle van Iran of aanvalle van proksies. En dit bring my by die sogenaamde proksies. Dit was 'n strategie van Ayatollah Ali Khamenei wat dan nou verlede Saterdag dood is, om in verskeie lande, veral dan lande waar daar wel 'n Sjiïte bevolking is, Libanon, Irak, Sirië, Jemen, Bahrein, enkele anderes, om dan nou proxygroepe te gaan organiseer, hulle by te staan finansiëel, maar veral met wapens, en hulle dan ook strategies aan te moedig om van tyd tot tyd hierdie aanvalle uit te voer. Hezbollah sekerlik die sterkste van hierdie groepe, maar ons het ook gesien wat die Houthis kan doen, en verskeie groepe in Irak wat dan nou ook militêr ondersteun is deur Iran. En oor jare het hierdie proxygroepe 'n skrikbewind in sommige lande gevoer en baie invloed gekry. Libanon is sekerlik daar 'n goeie voorbeeld. So die strategie was veelkantig gewees van Iran en die Ayatollahs. Een element wat egter die afgelope paar jaar al hoe groter uitdagings gebied het vir die voortbestaan van die regime in Iran, is interne oppositie. En daai interne oppositie, soos ek sê, het in 1979 bestaan, maar hy het al hoe sterker na vore getree, soos wat daar ook 'n sekularisering in die samelewing was, daar baie jong mense in die bevolking is, sanksies, westerse, ook Amerikaanse sanksies, al hoe meer sy tol begin eis het ekonomies, en die gevolge daarvan was uiteindelik meer en meer opstande. 2019, paar jaar later weer, ons onthou die wrede onderdrukking van verskeie opstande en bewegings oor die laaste paar jaar in Iran. Die ergste was dan seker in Januarie vanjaar. Dit ontstaan in 'n mark in Teheran, gewone ondernemers daar wat ongelukkig is met die swak ekonomiese omstandighede, hulle begin met 'n protes. Uiteindelik brei dit uit en verskillende groepe weer met verskillende agendas sluit by die protesaksie aan. Dit brei uit later na al die streke van Iran, word al hoe groter, begin 'n werklike risiko vir die regime inhou en uiteindelik besluit die Ayatollah en sy magte om eenvoudig los te brand op hierdie mense en duisende betogers word voor die voet doodgeskiet. Ons weet nie hoeveel nie, party mense sê tot soveel as 30,000. En dit enkele dae
nadat die Amerikaanse regering en spesifiek president Donald Trump gesê het dat dit nie geduld sal word nie, dat Amerika dit nie sal duld nie en sal ingryp indien die regime in Teheran besluit om sy eie mense te begin aanval. Hulle gaan wel voort en doen dit en toe kry ons daarna natuurlik nou hierdie periode van 'n opbou tot verlede Saterdag se aanvalle. Amerika wat vliegtuigskepe stuur, aanvalsvliegtuie, al sy weermagbasis in die Midde-Ooste begin voorberei op 'n moontlike aanval op Iran. Lugafweerstelsels word gestuur, ammunisie word gestuur, daar word duidelik voorberei vir 'n moontlike aanval op Iran. So waarom het president Donald Trump van Amerika die riskante besluit geneem om dan nou grootskaalse aanvalle op Iran uit te voer? Eerstens natuurlik die geskiedenis. Daar's 'n baie lang geskiedenis van stryd tussen Amerika en hierdie regime in Iran en dis baie duidelik dat die Amerikaners gesê het op een of ander punt moet hierdie regime tot 'n val kom as die burgers van Iran nie toegelaat gaan word om dit deur 'n revolusie te doen soos wat Januarie moontlik was nie, dan moet Amerika ingryp en die mense gaan help. Tot die hulp kom van die Iranese om uiteindelik dit te aktiveer en moontlik te maak. So, dit is sekerlik die een argument. Die argument daarmee saam hou natuurlik bloot verband met nasionale veiligheid oor jare, die wyse waarop Iran Amerika se nasionale veiligheid bedreig het, maar dan kan 'n mens nie buite rekening laat die bondgenootskap tussen Amerika en Israel nie. En dat Israel natuurlik bedreig word deur Iran en hierdie regime vir lank bedreig is, ook dikwels aangeval is en dat Amerika 'n belangrike bondgenoot van Israel is. Dis 'n feit. Ek dink dit is bietjie verregaande om te beweer dat Israel 'n soort van invloed oor Trump het of oor Amerika het en eenvoudig Amerika ingesleep het in 'n konflik. Daar's ook geen bewyse daarvoor nie. Die Amerikaners wou vir lank al in die 80s, in die 90s al sien dat daar 'n regimeverandering in Iran plaasvind. Amerika voer regimeveranderings nog altyd uit. Oor dekades lank, oor baie lang tye. Ze wil doen. Hulle het dit vroeër verjaar in Venezuela gedoen. Hulle is stelselmatig besig om dit in Cuba te doen. Dis normaal. Dit is deel van Amerikaanse buitelandse beleid, daar staan dit dalk nie so op skrif nie. So, Amerika het 'n korttermyn en 'n langtermyn motief vir die besluit om uiteindelik hierdie aanvalle uit te voer. Maar ja, die langtermyn motief is die geskiedenis en is die verhaal van die waarde wat daarin was vir Amerika om hier van die 1920s af tot 1979 Iran as 'n bondgenoot te hê en toe natuurlik daarna die nadele daarin om Iran as 'n absolute vyand in die streek te hê. So, mense moet dit wel duidelik in ag neem. Israel se motiewe is ook baie duidelik en dit is dink ek die deel wat makliker eintlik gedefinieer kan word. Maar dit bring ons by die vraag, wat nou? Die pad vorentoe. Daar's sekerlik nog baie risiko's. Daar's groot risiko's vir die golflande. Hulle lughawens is gesluit. Hulle sukkel om olie en gas eintlik te kan uitvoer. Daar's selfs skade aangerig aan aanlegte. En hulle gaan ook nog net vir soveel dae kan aanhou om hulle self te verdedig. So, dit is 'n wesenlike risiko vir die golflande. Daar's 'n risiko vir Amerika daarin, verdere lewensverlies van Amerikaanse soldate, miskien moontlike skade aan Amerikaanse infrastruktuur in die gebied en natuurlik die risiko van 'n uitgerekte oorlog wat nêrens heen gaan nie. Amerika wat op 'n stadium maar onttrek en eintlik 'n soort van morsige situasie agterlaat. Daardie risiko is daar. Ek dink nie daar's 'n risiko dat Amerika ingetrek gaan word in 'n Irak soort oorlog nie. Dit gaan nie gebeur nie. Amerika het nie die aptyd daarvoor nie. Amerika gaan dit nie doen nie. Daar sal nie 'n herhaling van 'n Irak-Afghanistan oorlog wees nie. Die kanse daarvoor is baie skraal. Daar's natuurlik altyd 'n moontlikheid vir alles, maar ek dink die kanse daarvoor is baie skraal dat dit sal gebeur. Maar ja, daar's vir almal groot risiko's daarin. Die mees logiese scenario nou is dat Amerika en Israel oor die volgende paar dae dit vir Iran
al hoe moeiliker en moeiliker maak om aanvalle uit te voer en dat elemente van die regime in Teheran uiteindelik wel met die Amerikaners veral dan onderhandel. Ons weet daar is in geheim al vroeër hierdie week so 'n voorstel uit Teheran na die FSA, na die Withuis gestuur en ek dink dis die mees logiese oplossing op die oomblik. Dis nie die absolute ideale skikking waarvoor baie mense hoop nie, né? Daardie totale regime verandering en skielik 'n regering in Teheran wat pro-Israel of pro-Amerikaans is nie. Maar so iets soos ek vroeër gesê het is hoogs onwaarskynlik. Maar dis waar ons nou staan. Daar's duidelike veranderlikes, daar's duidelike risiko's. Iran het ernstig pakslaag gekry. Hy's nog nie heeltemal op sy knieë nie, maar hy's baie naby op pad grond toe. Amerika en Israel het uiters suksesvolle paar dae gehad met briljante intelligensie, ongelooflike militêre vermoë wat weer tentoongestel is om teikens uit te skakel, om daardie noodsaaklike 3-been-strategie te kan uitvoer. Die golflande het daarin geslaag om die meeste aanvalle op hulle af te weer, maar almal ly tans natuurlik ekonomiese skade en vir die hele wêreld is daar risiko's in die moontlikheid van olie en gastekorte, stygende oliepryse, probleme met internasionale handel. Daar's baie ander handel wat ook deur die gebied beweeg. Seehandel, maar ook deur lughawens. Dit alles word op een of ander manier geraak en daarom is dit sekerlik in almal se belang dat hierdie konflik wel so gou as moontlik tot 'n einde kom. Ek dink is onrealisties om te verwag dat hierdie konflik lank gaan voortduur, dat hy nog verder sal verdiep, maar daardie moontlikheid kan seker altyd op een of ander manier nog bestaan. Maar vir nou lyk dit wel dat Iran op die agtervoet is, Amerika en Israel is op die voorvoet, Iran het homself geïsoleer, het baie vyande gemaak, en dit beteken waarskynlik dat Iran op een of ander tydstip tot 'n onderhandelde skikking gedwing sal word. Dit is die einde van vandag se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Dis 'n paar punte van my kant af oor die Iran-konflik. Ek hoor graag wat dink julle, dalk verskil julle van my oor, dalk sien julle dit anders uitspeel. Hoe sien julle die geskiedenis, die aanloop, die motief van Israel en Amerika, en wat verwag julle vir die Midde-Ooste vir die toekoms?